Het jy ook al soms onwaardig gevoel? Het jy ook al gewonder, wat maak ek in hierdie lewe? Wat het ek al ooit bereik? Watter sinvolle bydrae het ek al tot hierdie lewe gemaak? Dit is sekerlik so dat elke mens by die punt in sy of haar lewe kan kom dat hulle wonder, het alles sin wat ek doen in hierdie lewe? As ek so rondom my kyk en sien wat ander mense bereik, die hoogtepunte, die prestasies, die statusse wat hulle bereik, dan kan ek seker wonder, maar wie is ek? Wat maak ek nou eintlik hier? Het ek enige iets om op trots te wees? Ek weet nie hoe oud is jy vandag, terwyl jy na hierdie boodskap kyk of luister nie. Maar daar kom 'n tyd in 'n mens se lewe dat jy so 'n bietjie bestek wil opneem, dat jy in die spieël kyk en jouself sien en 'n bietjie eerlik met jouself wil wees, maar partykeer dink ek is 'n mens, as ek dit kan noem, te eerlik met jouself. En daai te eerlik raak dan eintlik 'n onwaarheid, 'n oneerlikheid. Ek wil graag vir julle neem na 'n beautiful gedeelte in die Bybel in Jeremia hoofstuk 1. Dit is waar die Here vir Jeremia as profeet kom roep en dan kom maak die Here hierdie roeping vas aan iets wat gebeur het lank voor Jeremia se geboorte. Selfs nog lank voordat hy in die moederskoot, soos die Bybel sê, gevorm is. Kom ek lees dit gou vir ons. In Jeremia 1, daarvan vers 4 af lees ons: Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. En toe kla ou Jeremia, hy sê, ag Here my God, ek kan nie goed praat nie, ek is te jonk, 'n klomp verskonings, en die Here sê vir hom, moenie daai verskonings voor my kom gooi nie. Moenie vir die mense bang wees wanneer toe ek jou stuur nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Nog lank voor ek jou in die moederskoot gevorm het, onmiddellik om vir Jeremia te sê, jy is nie maar net 'n toevalligheid, 'n glips, 'n oorstoot 3 in beseringstyd of sulke dinge nie. Ek het jou gevorm. Ek het jou met my hande, my vingers gevorm met 'n doel, ongeag wat mense gedoen het om jou in hierdie lewe te kry, wie mekaar lief gekry het of nie lief gekry het nie, en of het net 'n one-night stand was of wat die omstandighede ook al was. Ek het jou gevorm in die moederskoot en ek het toe reeds 'n plan met jou gehad, so 'n goeie plan dat ek jou as ware toe reeds geken het. In my gedagtes het ek jou so goed gesien dat ek as ware al klaar met jou 'n verhouding gehad het. En jy wat nou kyk na hierdie boodskap kan weet, presies dieselfde gebeur met elkeen van ons. Ons kans om gebore te word, om 'n mens te word in hierdie lewe is 1 uit biljoene, as jy gaan kyk presies hoe dat 'n mens uiteindelik in die moederskoot gevorm word. Die kans dat jy gebore is, dat jy die sterkste swemmertjie was, uit al daai swemmers, daai biljoene, so baie ander kon in jou plek gebore gewees het, maar hulle is nie. Jy is gebore. En dit is omdat God jou deur daai kanale gestuur het, want hy het toe reeds hierdie duidelike plan in sy kop vir jou lewe gehad. So ek weet nie hoe jy voel oor jou lewe nie, ek weet nie wat jy al bereik het, ek weet nie hoeveel hoogtepunte of hoeveel laagtepunte jy al geslaan het nie, maar ek weet wel, elke mens, as hy eerlik aan sy eie lewe gaan dink, het al hoogte en laagtepunte, berge en dale beleef. Dan is dit natuurlik altyd tyd vir bestekopname, maar ek kom vandag om vir jou te bemoedig. Jy is nie maar net hier nutteloos, sinloos, betekenisloos nie. Jy sien, baie keer kyk ons deur die oë van ander mense na onsself. Ons onthou dat ons dalk deur hulle geminag is, verneder is, sleg gesê is, bedrieg is,
En ons dink dan partykeer dit is seker maar hoe ons is. Partykeer kom hierdie beledigings van baie vroeg in 'n klein tyd in ons lewe af. Partykeer kom hierdie beledigings van mense vir wie ons baie lief is of was. Mense vir wie ons baie omgegee het. Hulle maak 'n mens partykeer die diepste seer. Hulle raak 'n mens partykeer die diepste met hulle woorde. Hulle kan 'n mens partykeer die ergste onwaardig laat voel. Natuurlik kan ons onsself ook onwaardig laat voel wanneer ons vir onsself afkraak. Wanneer ons vergelyk met ander mense se hoogtepunte en ons sien ons kom nie daarbey uit nie. En dan kraak ons onsself af. Ons sien onsself as minderwaardig. Uiteindelik dan doelloos. Elkeen van ons in hierdie lewe kom met 'n goddelike doel. Dit is wat ek dink die roeping van Jeremia vir my en vir jou wil sê. Verskillende doele. Natuurlik bereik almal nie van ons daai doel nie. Jeremia het gesê, ag Here, ek praat nie mooi, ek praat nie lekker nie. Ek is te jonk, allerlei verskonings gehad. Die Here God het toe vir hom aan sy hand kom vat en vir hom gesê, ek gaan jou sterk maak, ek gaan jou daardeur lei. Jeremia was een van die groot profete van die Bybel. Maar nie almal kom uiteindelik by hulle doel uit soos Jeremia nie. Nie almal laat dan toe dat die Here hulle aan die hand kom neem en vir hulle 'n sin in die lewe kom wys en vir hulle so laat lewe dat hulle sin bring in die lewe plaas van sin kom vind in die lewe nie. Ja, dit is so dat ons partykeer ons doel mis, maar ons is met 'n doel hier en as jy nou nog luister en nog lewe, dan beteken dit jy kan nog jou doel bereik. Aan die ander kant ook, jy dalk al jou doel 100.000 kere bereik sonder dat jy dit besef. Want jy kyk deur die oë van ander mense en partykeer deur jou eie kritiese oë na jouself. Jy besef heel moontlik nie hoeveel jy al in hierdie lewe bereik het, hoeveel mense jy aangeraak het, hoeveel mense jy tot besinning gebring het, al sê jy dit nooit hoor nie. Hoeveel mense het jy anders laat dink in hierdie lewe? Vir hoeveel mense was jy dalk 'n inspirasie? Onderwysers is een van die groep mense wat dalk soms te min hoor hoe dat hulle mense, hoe dat hulle kinders in hulle lewe positief forever beïnvloed het. Ek weet daar was hierdie een onderwyser in my hoërskoollewe wat ek verskriklik graag net die erkenning, net die dankie sê wou gee. En ek het nooit daarby uitgekom nie. Ek het uiteindelik sy telefoonnommer en alles gekry, maar toe ek weer hoor, toe is hy reeds oorlede. Ek het dit nooit vir hom gesê nie. Hy was nog 'n ou wat kwaai die bottel gegooi het in sy lewe. Hy kon dalk ook gedink het, wat het ek bereik in my skoolloopbaan? Ek was nooit eens 'n adjunkhoof. Ek weet nie of hy dalk 'n vakhoof of 'n standaardhoof, ek weet nie. Maar toe ek in matriek besluit het ek wil uit die skool uitgaan, want my vakke gee nie op daai stadium vir my universiteitstoelating. Ek wil uit die skool uitgaan en toe deur die pos, deur korrespondensie my matriek skrywe, sodat ek universiteitstoelating kan kry, sodat ek uiteindelik universiteit toe kan gaan, want toe het ek mos nou die roeping van die Here gekry, om teologie te gaan studeer. Al die onderwysers, almal in die skool het vir my gesê, jy maak nou baie groot fout. Maak my eers jou matriek klaar, dan kan jy na weermag of na matriek, kan jy daai ekstra vakke skryf en universiteit toe gaan. Maar ek het net hierdie wete gehad, ek moet dit nou doen. Ek was gedetermineerd, gelukkig het my ma ook in my geglo en het sy vir my daai ruimte gegee en my toegelaat. Maar hierdie een onderwyser, net hierdie een, het na my toe gekom en hy het vir my gesê, Janneman, ek weet jy kan dit doen. En sy woorde het ek reg deur my 7 jaar van studies onthou. En ek is so jammer, ek het nooit net vir hom net een keer gesê. Daai woorde, Janneman, ek weet jy kan dit doen, het die wêreld vir my beteken. Ek glo ook God het vir hom dan daai woorde gegee om te sê, gaan sê dit net vir daai ou, want net nou glo hy nie meer genoeg in homself, net nou glo hy nie genoeg in my wat hom geroep het en beloof het, ek sal hom deur sy lewe begelei nie. Almal van ons in hierdie lewe is hier met 'n doel. Ek dink aan my een ou vriend, hy het saam met ons teologie geswat. Hy was al 'n volwasse man, het al kinders gehad, toe hy tot bekering gekom het en toe gaan studeer het. Hy vertel hoe dat
hy 'n verskriklike lewe gelei het en sy ouma altyd vir hom gebid het vir sy bekering. Gebid op haar knieë, vir hom gesê hoe bid sy vir hom. 'n Paar jaar na haar dood het hy eers die Here aangeneem, sy roeping gekry en het hy gaan studeer. Sy het nooit geweet dat haar gebede verhoor is nie. Ek glo sy het tot die einde geglo, dit gaan verhoor word. Sy het miskien ook op 'n stadium gedink, wat 'n doel het ek nog in hierdie lewe? Al wat ek nog kan doen is bid. Ek sal dan bid vir mense, en ek sal bid vir daai klein seun van my. En sy het nooit gesien hoe dat sy lewe verander nie. Maar sy hele lewe daarna, sy hele lewe in die bediening, was gegrond, of het die grond gekry, in sy ouma se gebede. Sy het haar doel bereik, sonder dat sy dit ooit self geweet het. So, asseblief moet nooit voel, jy het niks in hierdie lewe bereik. Jy's klein, jy's laag, jy's 'n wurm, jy's 'n dit, jy's 'n dat nie. Ja, almal van ons kom partykeer daarby, en partykeer doen ons ook dinge wat ons self so laat voel. Maar op die ou einde, onthou dan net weer hierdie woorde, voordat ek jou gevorm het. Ek het jou gevorm. Nie net die wetenskap nie, nie net biologie nie, nie jou pa en ma en ouers of wie ook al nie. Ek het jou gevorm met 'n definitiewe doel in my gedagtes. En daarom ken ek jou ook. Vandat jy gebore is, hoe jy groot geword het, tot jy die dag jou kop neerlê en terugkom na my toe. Mag die Here dan vandag vir jou weer opnuut moed en waarde in jou lewe gee. Gaan soek in die lewe waarvan jy hou. Gaan doen alles wat jy doen met liefde. Of jy nou gras sny, en of jy kos maak, en of jy net gesels met iemand, doen dit met liefde, met passie, elke klein dingetjie, en op daai manier, stil, sonder dat jy dit besef, bereik jy dalk ontsettende groot doele in jou lewe, wat jy dalk nie eens sien nie, soos daai onderwyser. Ander kinders het dalk vir hom laat weet, ek weet nie, maar hy het nooit geweet wat dit hy in my lewe vir my beteken nie. Die enigste onderwyser in die hele hoërskool wat vir my gesê het, go for it, doen dit, ek weet jy kan. Mag jy ook so dan vandag in iemand se lewe wees. Al is jy dan net 'n inspirasie vir iemand, al is jy dan net die een wat bid vir daai persoon. Jy kan nog steeds, selfs na jou dood, kan jy groot dinge in hierdie lewe bereik. Jy is dit werd, want jy is deur God se hande in 'n moederskoot gevorm, in hierdie aarde, op hierdie wêreld geplaas. En hy sal jou nooit sy hand uit jou nou laat trek nie. Never ever. En hy sê, moenie bang wees nie. Ek het jou in die hand gevat, ek maak jou sterk, ek stap eintyd saam met jou. Glo dit asseblief vandag.